1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Vossie en Wimpers. Daar was eenmaal 'n jong vos wat 'n klein jaghondjie in die bos ontmoet het. Die vos het sommer dadelik van die hondjie gehou. Die vos en die jaghond het groot maats geword. Hulle het elke dag met mekaar gespeel. Hulle het nie geweet dat vosse en jaghonde nie vir altyd maats kon bly nie. Die vos se naam was Vossie. Hy het by 'n gawe boervrou, mevrou Bloem, gebly. Mevrou Bloem was baie lief vir Vossie en het goed vir hom gesorg. Die jaghondjie se naam was Jasper. Hy het by 'n kwaai jagter gebly. Die jagter se naam was Amos Sloet. Amos het groot planne met Jasper gehad. Amos het vir Jasper bos toegeneem. Hy het hom geleer hoe om 'n regte jaghond te wees. Hy het ook vir Jasper geleer hoe om spoor te sny. Toe Jasper terugkom, wou hy nie meer met Vossie speel nie. "Ek is nou 'n jaghond," het Jasper gesê, "en ek jag vosse." Vossie het bang geword en reguit huis toe gehardloop. Amos het vir Vossie sien weghardloop. "Wat het daardie vos hier kom soek?" skree Amos. "Ek weet jou, hy is agter my hoenders aan." Amos spring in sy motor en ry reguit na mevrou Bloem se huis toe. "Mevrou, jou ellendige vos het probeer om my hoenders te steel," skree Amos buite die voordeur. "Skoort, Amos," sê mevrou Bloem. "Vossie sal nooit in sy lewe iets steel nie. As jy nie van daardie ellendige vos ontslaa raak nie, sal ek," sê Amos. En hy klim in sy motor en hy jaag daar weg. "Vossie is nie meer veilig op die plaas nie," dink mevrou Bloem hartseer. "Ek moet vir hom 'n blyplek kry wat veilig is." En die volgende dag laai sy vir Vossie in haar motor en ry weg. Hulle ry tot hulle by 'n wildreservaat kom. Die wildreservaat is 'n groot park waar jagters nie mag jag nie. Daar is baie wilde diere wat in die wildreservaat woon. "Jy moet nou hier bly, Vossie," sê mevrou Bloem. "Dit is jou nuwe blyplek. Ek weet jy sal hier gelukkig wees." Mevrou Bloem ry daar weg en sy voel ellendig. Vossie voel ook ellendig. Hy is eensaam en bang. Hy hou nie van hierdie vreemde plek nie. Dit begin reën en na 'n paar minute is Vossie koud en nat. "Ek moet 'n droë plekkie kry waar ek vannag kan slaap," dink hy. Die verskrikte vos hardloop deur die bos, maar hy weet nie regtig waarheen hy op pad is of waar hy 'n warm plekkie moet soek nie. Vossie loer by 'n hol boomstomp in. Oeps, die boom is reeds beset. Om die draai sien hy 'n lekker droë nesie in die grond, maar die kwaai ratel woon al reeds daar. "Skoort," sê die ratel, "weg is jy." 'n Klein eystervarkie steek sy kop by 'n gat in die boom uit. "Wil jy by my kom inkruip?" nooi hy vriendelik. "Ja, dankie," sê Vossie dankbaar. Die eystervarkie se nesie is droog en gesellig. Vossie is doodgelukkig om daar te slaap. Maar Vossie is nie meer die volgende oggend so gelukkig nie. Die eystervarkie word wakker en rek hom uit, en sy skerp penne steek Vossie in sy sy. "En nou," roep Vossie. Hy gee sommer dadelik pad. Vossie begin in die bos rondsoek vir 'n nuwe blyplek. Hy is baie eensaam. Hy verlang na die vriendelike mevrou Bloem en na Jasper. "Haai," sê 'n vriendelike stem agter hom, en Vossie draai om. Daar is nog 'n vos. "My naam is Wimpers," sê sy. "Wie is jy?" "Ek is Vossie," stel Vossie hom skaam voor. Vossie hou dadelik van Wimpers. Sommer gou is die twee vosse groot maats. Wimpers wys vir Vossie haar lêplek. "Hoekom het jou huis 2 deure?" vra Vossie. "Ons vosse moet mos altyd op ons hoede wees vir moeilikheid," sê sy. "En jy kan maar seker wees, die moeilikheid was al reeds op pad."
Amos Sloot het vir Jasper na dieselfde wildreservaat toe gebring om te kom jag. Hy stuur hom nie eers aan die teken wat sê jag verbode nie. Hy wil net jag. Jasper begin rondsniffel en sommer gou vind hy 'n dier se spore en begin dit volg. "Goeie hond," sê Amos. Jasper lei vir Amos reguit na Wimpers se lêplek toe. "Dis vosse," sê Amos. "Ek sal hulle hier uitrook." En hy maak 'n vuur by die een opening van die gat. "Die hele gat is vol rook. Ons moet hier uit," sê Vossie benoud. Die twee verskrikte vosse hardloop na die agterdeur toe. Amos sien wat hulle doen. Hy hardloop ook na die agterdeur toe om hulle voor te lê. Vossie sien vir Amos by die agterdeur. "Ons is vasgekeer," fluister Vossie. "Hardloop gou na die ander kant toe," sê Wimpers. Hulle spring oor die vlamme en ontsnap deur die voordeur. Vossie en Wimpers hardloop vir hulle lewe. Hulle kom ampertjies weg, maar Jasper sien hulle en sit hulle agterna. Hy het intussen 'n uitstekende jaghond geword. Amos hardloop agter Jasper aan, maar hy hardloop hom teen iets vas. Groot moeilikheid, beermoeilikheid. Die beer is in 'n slegte by. Hy stamp Amos se geweer uit sy hand. "Help!" skree Amos en Jasper kom aangehardloop. Jasper moet sy baas beskerm. Hy spring op en hap na die beer. Die beer lig een groot klou op en kap na die hond. Jasper skree van die pyn. "Ina! Ina!" Vossie hoor die hond se gechunk. Dis mos Jasper wat daar chunk. Hy weet sy goeie maat is in die moeilikheid. Vossie hardloop nader om Jasper te help. Toe die groot beer die klein Vossie sien, vergeet hy skoon van die hond en sit hom agterna. Vossie beweeg baie stadig agtertoe. Die beer kom nader en nader. Vossie loop voetjie vir voetjie agteruit op 'n boomstomp en die beer kom nader. Die boomstomp hang oor 'n rivier en arme Vossie kan nie verder nie. Die boomstomp begin kantel. Vossie kan nie langer bo bly nie. Hy val kaplaks in die koue water. Die beer verloor ook sy balans en beland binne in die rivier. Spat! Die beer word deur die rivier meegesleer, maar Vossie swem en swem totdat hy by die kant uitkom. Toe Vossie uitgeput op die oewer gaan lê, hardloop Jasper na hom toe. "Dankie, Vossie," sê Jasper. "Jy het my lewe gered. Daardie nare beer het my so amper gevang." "Jy is seker nou 'n gemeene jaghond," sê Vossie, "maar jy bly nog steeds my vriend." Wimpers loer agter 'n boom uit. "Wimpers, kom ontmoet vir Jasper, my ou vriend," sê Vossie. "Jasper, dit is my nuwe maatjie Wimpers," sê Vossie. "Ons bly in daardie gat wat jy uitgesniffel het." "Ek het nie geweet dis jy wat in daardie gat is nie," sê Jasper. "Ek is jammer ek het jou gejaag, Vossie." "Jasper, kom!" skree Amos van ver af. "Dis tyd om huis toe te gaan." Jasper draai om en hardloop terug. "Moenie bekommerd wees nie," skree hy vir sy vosmaats. "Ek sal nooit weer vir Amos op julle twee se spoor sit nie." "Dankie," roep Vossie. "En as jy ooit weer moeilikheid met 'n beer het, blaf net." Daardie aand sit Vossie en Wimpers in gesels. "Dink jy ons sal ooit weer vir Jasper sien?" vra Wimpers. "Nee," sê Vossie, "maar ons sal mekaar nooit vergeet nie. Ons sal vir altyd maats wees." "En ons twee sal ook vir altyd maats wees," sê Wimpers. "Daarvan kan jy seker wees." Fluit, fluit, my storie is uit.